ons word stil. Die lof en die heerlikheid en die danksegging, die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees wat uitgestort is Pinksterdag en ook vandag in jou en my hart leef. 2 Korintiërs 2 van vers 12. Paulus skryf toe ek in Troas aangekom het om die evangelie van Christus te verkondig en die Here reeds 'n deur vir my oopgemaak het, kon ek nogtans geen gemoedsrus kry nie, omdat ek my broer Titus nie daar aangetref het nie. Daarom het ek van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Net agtergrond, Paulus vertel hier van 'n krisis in sy bediening. Hy het in die gemeente Korinthe vir 18 maande gewerk en 'n wonderlike gemeente daar het daar tot stand gekom en toe sy daar vandaan na Efese. En daar in Efese hoor hy dat toe hy weg is uit Korinthe het daar ander mense aangesluit wat gemeen het hulle is die eintlike apostels en hulle het die waarheid weet en hulle het Paulus afgekraak van hoek tot kant en Paulus was verskrik ontsteld om dit te hoor en veral om te hoor wat als verkeerd gegaan het sedert hy daar weg is. Julle kan gerus die briewe van Korintiërs lees aan die gemeente in Korinthe lees om daai geskiedenis te kry. Maar toe het hy 'n brief geskryf uit Efese aan die gemeente en vir Titus gestuur. Eers het hy die brief gestuur en dit laat voorlees en hy kry in die antwoorde wat hy opgewag het. Toe stuur hy sy medewerker Titus om te gaan kyk wat daar aangaan. En dis nou wat hy vertel. Hy wag toe daar in Troas op Titus, maar Titus daag nie op nie. Troas is nog in die huidige Turkye, in Klein-Asië, en dan as jy oor die see gaan, Egeiese See, dan beland jy in Macedonië en Achaia wat die huidige Griekeland is. En hy wag toe, hy gaan toe oor van Troas af na Macedonië, waar hy wag om te kyk wat hy kan hoor. Hy sê, ek het afskeid geneem en na Macedonië vertrek, en dan vers 14, maar dank aan God, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer, en die geur van sy kennis op elke plek deur ons versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus aan God, vir die wat verlos word en vir die wat verlore gaan. Vir laasgenoemde 'n reuk vanuit die dood tot die dood, vir eerstgenoemde 'n geur vanuit die lewe tot die lewe. En wie is hiertoe bekwaam? Ons is nie soos baie ander wat smous met die woord van God nie. Dis nou die valse profete daar in Korinthe, maar ons praat in opregtheid, asof vanuit God, voor God en dit in Christus. Ons, dis 'n dank aan God vers 14, wat ons altyd deur Christus in sy triomftog meevoer en die geur van sy kennis op elke plek
deur ons versprei. Nou vandag Pinksterfees. Nou Pinksterfees is 'n ou Joodse fees gewees, 'n oesfees. 50 dae na Paasfees. Paasfees was die fees waarop die lammetjie geslag is en die bloed aan die deurkosyne gesmeer is om die verlossing uit Egipte te herdenk. Julle sal van daai verlossing lees en ek dink dit is Exodus 11 rond, 10-11 daarom, wat die fees ingestel is. En elke jaar het die Jode nog steeds die fees gevier. Dit was die groot fees. En 50 dae na die Paasfees of Pasga is die Pinksterfees gevier, ook 'n Joodse fees wat 'n oesfees was. Ons noem dit Pinkster of in Engels dit hy of Pentecost. Pentacosta is die Griekse woord vir 50. So dit was 50 dae na Paasfees is hierdie oesfees gevier waarin die volk die eerste opbrengste van hulle oes na die tempel moes bring om God te dank vir sy seëninge. So dit was 'n groot oesfees en naas die Paasfees was dit die ander groot fees vir die Jode. So baie mense was daar in Jerusalem bymekaar om die Paasfees te kom vier. En die disippels, Jesus se disippels was nie regtig deel van die fees nie. Hulle het niks gehad om te vier nie, want Jesus moes nou gesterwe en is weg hemel toe en Jesus het vir hulle gesê, hulle moet in Jerusalem wag vir die belofte van die Vader. So hulle vier nie fees saam met die ander Jode nie. Hulle bid om die Paas om God se belofte in te wag. So sien ons hulle almal daar, julle kan Handelinge 2 daarvan gaan lees, sien ons hulle almal in Jerusalem bymekaar, nie eintlik vir die fees nie, maar om te wag in die bokkamer op die belofte van die Here, wat hy beloof het, hy aan hulle sal sien. Terwyl hulle daar saam is, hoor hulle skielik 'n geweldige stormwind, 'n rukwind, wat die vertrek gevul het waar hulle saam was. En toe sien hulle nog iets. Hulle sien vlamme, soos van vuur, wat daar in die vertrek verskyn. Groot bol vuur, wat afdaal. En dan gebeur daar iets interessants. Die vuur breek op in stukkies. En op elkeen se kop kom 'n vlammetjie van daai vuur. Dit was die vulling van die Heilige Gees. En toe gebeur daar iets wonderliks. Elkeen begin in 'n ander taal praat, soos wat die Heilige Gees vir hulle gegee het om te praat, en hulle vertel in hierdie ander tale hoe wonderlik die Here Jesus is. Interessant, hulle vertel nie van die Heilige Gees nie, hulle praat oor Jesus, en Petrus staan op en hy vertel vir almal wat daar rond, wat saamgedrom het om te kyk wat hier aangaan, vertel hy dat dit die uitstorting van die Heilige Gees is, wat God beloof het aan sy mense. En nou lees ons in Handelinge dat 3000 mense op daai eerste Sondag op Pinksterfees tot bekering gekom het en gedoop is. Dit was die eersteling van die oes, God se oes in hierdie wêreld om sy kerk te versamel. Pinksterdag is vandag nog die geboorte van die kerk.
Daarom vier ons steeds Pinkster, elke jaar, as die fees van die geboorte van die kerk. Toe die Heilige Gees gekom het, begin God sy oesfees insamel. Maar dit was net die begin, want van toe af het die kerk begin versprei. Mens kan amper sê soos 'n veldbrand. Van daai klompie gelowiges in Jerusalem, 120, word 3000, word 5000, bars uit Jerusalem uit, versprei in die hele Judea en Samaria, en later in Syrië en Griekeland, en tot in Rome gebeur dit, hoe die evangelie versprei en mense al meer en meer deel van die kerk geword het. Ten spyte van al die pogings wat Satan probeer het om die kerk te keer, het die kerk net aan groei en groei, dwars oor die wêreld, en daarvan skryf Paulus hier in Korinte 2, en hy gebruik 'n beeld om dit te beskryf. Hy sê, dis 'n triomftog van Christus deur die wêreld. En dan sê in vers 14, hy voer ons saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Nou die beeld van 'n triomftog was nie vir sy lesers vreemd nie. Ons moet onthou, dit was die tyd van die Romeinse oorheersing. Almal was deel van die Romeinse koninkryk, en wat hulle daar gedoen het, is wanneer 'n Romeinse generaal terugkom van 'n veldtog waar hy die vyand verslaan het, en hy as oorwinnaar terugkeer na Rome, en ook na sy eie stad, sy geboortestad, dan gebruik hy 'n triomftog om die stad in te kom. En dit was 'n feestelike geleentheid, waarin die generaal met groot pragt en praal as oorwinnaar op sy oorlogsperd die stad ingery het, en saam met hom was die stadsvaders en die priesters, 'n hele orkes, sy soldate en ook die krygsgevangenes wat hy gevang het op sy seëgetog, op sy oorwinning. Musiek in die hele stad weer klink, en dan was die lug ook gevul met die soet geur van wierook wat hulle gebrand het. En niemand van die stad moes onbewus bly van hierdie wonderlike oorwinning wat behaal is nie, en van die groot generaal nie. En so sê Paulus, is Christus besig met 'n seëgetog deur die wêreld, van sy opstanding op daai eerste Paaszondag, en trek hy deur die hele wêreld, want God wil hê dat die hele wêreld moet weet dat Christus die eintlike oorwinnaar is. Oral, sê Paulus, nie net 'n paar ingewydes nie, nie net 'n handjievol disippels nie, hy wil hê elke knie moet voor Christus buig, en elke tong moet bely dat Jesus die Here is, tot lof van die Vader. En daarom, dat al op haar heel eerste dag, Pinksterdag, 3000 mense tot bekering gekom het, en dat die kerk net daarvandaan begin versprei het. Tot hier in Suid-Afrika gekom het, sodat ons, ek en jy, kan deel in Christus se oorwinning. Goeie Vrydag was die Christus se oorwinning oor die magte van die bose. Pinkster is die begin van Christus se triomftog deur die wêreld. Daarom het die Heilige Gees gekom, sodat die hele wêreld kan weet, Jesus is Here.
Daarom as jy nou Handelinge 2 gaan lees, oor die uitstorting van die Heilige Gees, dan staan Petrus op daar, as almal verward is, oor wat is hier aan die gang, en hoe kan dit wees, dis eenvoudige mense, en so, dan begin Petrus preek. Waaroor preek hy? Sy inleiding is wel, dat wat hulle nou hier beleef, die belofte van die profeet Joël is, dat God in die laaste dae sy gees sal uitstort op alle vlees, maar dit is net sy inleiding. Die hart van sy preek gaan daaroor dat Jesus, wat gekruisig is, opgestaan het, dat hy Here is, dat hy oorwinnaar is, en dat die hele wêreld vas en seker moet weet, dat hierdie Jesus wat hulle gekruisig is, die Here is. So dis die boodskap van die kerk, sedert Pinksterdag. Jesus is die oorwinnaar. Jesus is die Here. Maar die Gees van God werk nie op sy eie in hierdie wêreld. Daai Pinkstersondag, wat ons nou hier in beeld gekyk het hy gewerk en mense toegerus om hierdie boodskap uit te dra. Want dis hoe God werk. As hy iets wil doen in hierdie wêreld, dan gebruik hy mense. Nou ja, wat julle, en ek kyk nou rond en dink, wie sal die Here nou hier onder ons gebruik? Jy moet na jouself kyk. As God in die wêreld wil werk, gebruik hy vir jou. Daarom sê ons teksvers, deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook, wat deur Christus vir God gebrand word, wat die geur, waarvan die geur die bereik, wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Deur ons doen God dit. Daarom mag ek vra maar vir myself ook opnuut weer. As iemand na jou kyk, jou pa en jou ma, jou oupa en jou ouma, jou broer, jou suster, jou onderwyser, jou kind, jou buurman, jou kollega, jou spesiale vriend of vriendin, jou eggenoot, jou kinders. As een van hulle na jou kyk, na wat jy doen, na wie jou vriende is, na wat jy lees, na die plekke wat jy besoek, as hy hoor wat jy sê en waaroor jy gesels, die menings wat jy uitspreek, die standpunte wat jy hou, as hy dit alles sien en hoor, sal hy dan die lieflike geur van Christus se oorwinning in jou woorde en dade bemerk. Sal hy iets van die opgewondenheid dat Jesus die Here is in jou lewe opmerk. Versprei jy die geur van Jesus se liefde, van sy genade, van sy geduld, van sy vriendelikheid, van sy goedheid, van sy hart, van sy goedhartigheid. Ons het net die hele lysie gemaak. Versprei jy die geur van Christus in die wêreld waar jy woon en werk. Sal mense deur jou liefdevolle en bedagsame optrede iets van God se liefde ervaar. Versprei die geur van die grootheid van God se genade, omdat mense jou as Christen leer ken het as iemand wat self genadig is, vergewensgesind, ruimhartig. Versprei jy die geur van Christus se opstandingskrag, omdat jy saam met hom opgestaan het.
as oorwinnaar oor sonde in hierdie wêreld. In so 'n wêreld, dit is die uitdaging vir my en jou vandag. In 'n land waar die stank van haat en onreg, misdaad en bedrog en geweld en gebroke huwelike en aborsies 'n mens laat walg. Waar eerbaarheid en lojaliteit en integriteit nie meer vanselfsprekend is in goeie geselskap nie. In so 'n wêreld moet ons die lieflike geur van Christus versprei. Volhardend elke dag, totdat die dag kom wat elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus is die Here. Miskien voel jy om te sê, maar wie kan so leef? Wie kan dit regkry? Paulus vra dit ook hier in vers 16. Wie is hiertoe bekwaam, vra hy. Sy antwoord is kort en kragtig. Ons, ek en jy. Ons kan nie omdat ons wonderlik is nie. Nie omdat ons buitengewone gawes het, wat gewone mense nie het nie, maar omdat die Gees van God in ons werk. En ons daarvoor toerus. En daarom het dit Pinkster geword, en die Gees na hierdie wêreld gekom, en in ons kom woon, sodat ons die weerwoord kan wees, wat die oorwinningsgeur van Christus oor die hele wêreld versprei, ook hier in Estland, ook hier in die Vrystaat en in Suid-Afrika. En hoe het Suid-Afrika nie hierdie geur nodig nie? So miskien is die vraag waarmee ek en jy vanoggend huis toe moet gaan, is ek deel van Christus se triomftog? Of is ek 'n toeskouer wat een kan staan? Is jy deur die Gees van God aan die brand gesteek vir ons Here? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir hierdie dag, Pinksterdag, die dag waarop U die wêreld begin verower het, sodat die geur van Jesus se oorwinning elke stad, elke dorp, elke land in hierdie wêreld bereik het. Ook hier, Here, en ons wil onsself nou aan U kom wy. En bid dat U ons instrumente sal maak van U oorwinning, van U vrede. Dat U ons instrumente sal maak om in ons huis, in die klaskamer, in die buurt, by die werk, waar ons saam met vriende is, dat ons daar die geur sal versprei van ons Here Jesus. Here, ons bid vir ons land, wat so stikkend is. Ons bid vir president, wat vasgevang is in kommunistiese ideologie.
En daarom vorder ons land nie. Kom ons los van ons ekonomiese krisisse, Here, ons bid vir ons land. Dat die Gees ook in die regering sal werk. En die kinders daar sal toerus om 'n geur te versprei wat oor ons hele land sal uitspoel. Ons bid vir al die kerke in ons land. Here, hoeveel is daar nie? Dat die kerke in hierdie land, ook hierdie gemeente 'n verskil sal maak. En die Gees van Christus sal laat heers in hierdie land van ons. Ons bid vir die wêreld. Here, ons word so ontstel as ons die berigte hoor en die beeldmateriaal sien van die oorloë in Oekraïne, in Gaza, in Sudan, in die Kongo. Here, ag, ons wêreld is stikkend. Gryp in, Here. En heers om U naam te laat verheerlik word in hierdie wêreld. Wees met ons in hierdie dag. Here, dat elke dag Pinkster sal wees in ons lewens en U geure al sterker en sterker uit ons lewens en ons werke sal versprei. Dis ons daarvoor toe, Here, deur U Heilige Gees.